Goeiedag, die afgelope tyd praat ons oor ons voorbereiding vir Paasnaweek en ek praat hierdie week spesifiek met jou oor die voorbereiding van vasting en gebed. Nou, ek dink die samelewing waarin ek en jy vandag bly is 'n baie individualistiese samelewing en 'n samelewing wat gerig is op die eie ek. Selfsugtige mense en ons wat vir onsself wil voorsiening maak, die leer van sukses wil klim. Nou die vas wat ek vandag met jou oor wil praat is die vasting van om die teenoorgestelde te doen as net om na jouself om te sien. En dit is die vas van om na jou sosiale omgewing om te sien en te kyk hoe kan jy in die welsynsbehoefte van mense en organisasies voldoen. So ek wil graag vir jou lees hier in Jesaja 59 vers 6. Dit sê dit baie duidelik vir ons. Nee, is die vas wat ek wil hê, dan nie om mense wat onregverdig in die tronk is vry te laat, om die juk van mense af te haal en elke juk te verbreek nie. Is dit nie om jou kos te deel met die wat honger is, om aan die arm swerwer blyplek te gee, om klere te gee vir mense wat dit nodig het, om nie weg te draai van jou familie wat jou hulp nodig het nie. So vasting was nog altyd in my denke iets wat ek nie doen nie. Hierdie vas sê iets wat ek wel moet doen. Dit praat van nuwe oë, nuwe gesindheid, nuwe gedrag, nuwe hulpvaardigheid, nuwe vrug van die Gees, nie net ten opsigte van myself nie, maar ten opsigte van die mense wat werklike behoeftes het, werklike behoeftes ervaar. So ek wil jou vra, ek weet nie in watter omgewing bevind jy jouself nie, maar wil jy nie dalk om jou begin kyk na die nood en die behoefte van mense en hierdie week begin betrokke raak in 'n sosiale vas om mense by te staan wat regtig waar hulp nodig het nie. Kom ek en jy bid daarvoor. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan bid dat U ons liggame en ons gawes tot beskikking van ander mense sal stel en dat ek daai besluit sal neem. En elkeen van ons sal sê, ek is bereid om na my sosiale omgewing uit te reik. 'n broer, 'n suster, 'n familielid of iemand wat op die oomblik deur 'n baie moeilike tyd gaan om hulle by te staan. Dankie dat U my in hierdie projek, in hierdie deel van U koninkryk wil gebruik. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam gekuier het en ons sien jou weer môre.